Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na 'n waarskynlikheidsprobleem wat in graad 8 tot 12 gevra kan word. Die probleem begin deur te sê, in 'n klas is 24 leerlinge. 2/3 van die klas is seuns, 'n kwart van die klas het blou oë. Die volgende woorde is nie doodbelangrik nie, maar in hierdie spesifieke storie gaan dit oor 'n regte lewe storie. In die waarskynlikheid gaan hulle gewoonlik vir jou 'n storie vertel wat in die regte lewe gebeur. Dan is hier 4 gebeure wat ons nou gaan uithaal en dan is daar 'n steekproef. Eerstens is die steekproef is waaroor dit gaan. Hier is 24 seuns en dogters in 'n klas. So die aantal mense in hierdie steekproef of in hierdie storieetjie is 24 wat ons die hele tyd gaan gebruik. Die vier gebeure of die goed waarmee ons gaan werk is daar seuns of dogters, dan het hulle blou oë of nie blou oë nie. Nou skop 'n klomp van vorige wiskunde in. Eerstens het ek gou vir ons gaan uitwerk. 2/3 van die klas is seuns, so 2/3 van 24 is dan 16. Dit kan jy selfs met 'n sakrekenaar uitwerk. 'n kwart van die klas het blou oë, so ek het 'n kwart van 24 uitgewerk, so ons het 6 kinders met blou oë. Dus, wat nie geskryf staan nie, maar dit so is, 1/3 is dogters, so 1/3 van 24 is 8 dogters, en dan as 'n kwart van die klas blou oë het 'n 3/4 nie blou oë nie, dis dan 'n 3/4 van 24 wat 18 met nie blou oë is. Die vraag sal nou sê, 'n leerling word willekeurig gekies. En as daar staan, bepaal die waarskynlikheid dat 'n dogter gekies word. En nou gaan dit oor skryf en hoe om dit uit te werk. So wat jy nou moet skryf, is die waarskynlikheid van 'n dogter is die hoeveelheid dogters op die totaal. Die dogters is 1/3 van die 24, wat dan 8 op 24 is. Ons moet dit altyd vereenvoudig. So die waarskynlikheid is 1 uit 3 dat 'n dogter gekies sal word. Die volgende vraag is dan, bepaal die waarskynlikheid dat 'n leerling met blou oë gekies word. Dan skryf jy, die waarskynlikheid van blou oë is gelyk aan 'n kwart van die 24, wat ons gesê 'n kwart van die klas het blou oë, so is dan die kwart van 24 op die totaal, soos 6 op 24, so die waarskynlikheid vir blou oë is dan 1 uit 4, of 'n kwart. Nou 2 effens taaier vrae. Ek het eers gou die totale waarskynlikhede hier gaan neerskryf. Waarskynlikheid om 'n dogter te wees is 1 uit 3. Waarskynlikheid om 'n seun te wees is 2 uit 3. Waarskynlikheid om blou oë te hê is 1 uit 4. Die waarskynlikheid om nie blou oë te hê nie is 3 uit 4. Nou dit het ons nou verstaan uit die vorige deel uit. Stop asseblief die video aan die einde en kry net jou kopie om. Die vraag is dan, as 'n persoon willekeurig gekies word, bepaal die waarskynlikheid dat dit 'n dogter sal wees en dat sy blou oë sal hê. So ons skryf die waarskynlikheid van dogter en blou oë. En dit bereken ons dan deur die waarskynlikheid van die dogter te vermenigvuldig met die waarskynlikheid van blou oë. So die waarskynlikheid van dogter het ons daar gekry en die blou oë kan ons daar kry. So dan skryf ons 1/3 maal 'n kwart en dit gee dan vir my 1 uit 12. So die kans om 'n dogter en sy het blou oë te kies is 1 uit 12. Die laaste een sê dan, indien 'n leerling willekeurig gekies word, bepaal die waarskynlikheid dat dit 'n dogter sal wees of dat die leerling blou oë sal hê. So ons sal dan skryf, die waarskynlikheid van dogter of blou oë is dan die waarskynlikheid van dogter plus die waarskynlikheid van die blou oë. Dan sal ons weer eens die waarskynlikheid van dogter hierbo kry, die waarskynlikheid van blou oë ook hierbo kry, en langs mekaar sit en dan by mekaar tel. So met 'n sakrekenaar, dan die kans van 'n dogter of blou oë leerling sal dan 7 uit 12 wees. Stop asseblief die video en lees rustig deur hierdie 2 vrae en probeer sien wat die verskil is en hoe dit werk. Daai asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien daar enigiets is wat jy onseker oor is oor skoolwiskunde, kan jy vir ons 'n WhatsApp fotootjie aanstuur na hierdie nommer toe. Dan sal ons vir jou 'n videoetjie maak en verniet plaas op hierdie kanaal dat ander mense ook kan baat vind by jou vraag. Geniet die waarskynlikheid.